ons lewe het tot niet te maak nie. Dit is wat gebeur, ook tot vandag toe, geliefdes. Maar weet jy, omdat hy op sy staanplek was. En as twee dinge wat vir my opvang van Nehemia. Hier reg in die eerste hoofstuk leer die skrif ons, hy het in vasting en gebed en gewee en gegaan voor die aangesig van sy skepper. En dwars deur die boeke van Nehemia, selfs tot in die 13de hoofstuk, hoor ons die gebede van Nehemia. En Nehemia erken God as die God wat groot is bo alles en bo almal. En Nehemia met alles wat hy aangepak het, geliefdes, het hy biddend gedoen. Dikwels, geliefdes, is ons so besig met die werk van die Here, dat ons vergeet om die God van die hemel en die aarde te aanbid. Ons vergeet om sy seën te vra op ons werk, geliefdes. Ons doen dit, geliefdes, ja, ons bid. Maar weet jy, dikwels soek die Here vir ons in die dieptes, en dan is ons nie in die dieptes waar God ons soek nie, want hy wil groot en ondeurgrondelike dinge, wil hy aan sy kinders bekend maak, geliefdes. Dit is wat gebeur. Hy wil aan u openbaar, hy wil hê, ons moet wakker en nugter wees, hy wil ons vyande aan ons openbaar, maar hoe kan ons vyande erken, as ons nie diep in hierdie God is nie? Die tyd het so geword, die tyd het boos geword daar buite, geliefdes. Ons kan nie bekostig om met God te speel nie. Ons moet in die dieptes in beweeg as kind van God. U weet hoekom het Lot sig nageslag heidense volkere geword. Omdat Lot vir hom 'n heidense vrou getrou het, en die vrou het nie die insettinge en die verordeninge van God by hierdie kinders ingeskerp nie. En dit is wat dikwels gebeur, geliefdes. Die duiwel, terwyl God vir jou 'n lewensmaat het, en die duiwel ook vir jou 'n lewensmaat. Want die duiwel wil die toekoms van jou, wil die duiwel vernietig deur hierdie lewensmaat wat hy vir jou gee. En dan verstaan jy nie hoekom jou kinders nie pad se kant toe kan kom nie. Maar weet jy, geliefdes, ons dien 'n groot en 'n gedigte God. Daar is niks wat onze God nie kan doen, geliefdes. Wat is daar? Sê vir my, wat is daar? Al wat God van u en van my verwag, is om op ons staanplek te kom, in die dieptes in te beweeg. Tot nou toe het jy nog in die vlak water geswem, maar God soek jou aan die dieptes. Hy soek jou aan die dieptes. Sodat jy die vyand in die huis van die Here kan identifiseer, soos wat Nehemia die vyande geïdentifiseer het, geliefdes, aan die tempel van die Here. Hoe hartseer is dit om die tempel van die Here te wees en jou te laat gebruik deur die vyand. Maar weet jy, geliefdes, ek wil wegbeweeg van Nehemia. Baie keer dink ons is nie goed genoeg nie. Nehemia het sy hoogtes bereik. Hoekom? Omdat hy 'n gunsgenoot van God was. Omdat sy lewe welbehaaglik was voor die aangesig van die Here. En daarom het hulle die stad, hulle het voltooi, hulle moes hulle wag staan. Hulle moes werk, gewapen, moes hulle die werk van die Here gedoen het, die mure herbou het, en hulle het dit gedoen. Maar weet jy, geliefdes, as ons gedink het, dit stop by die mure van Jerusalem om dit weer te herstel, nie. Die dienswerk van die Here moet voortgaan. En dan kom die klagtes in. En Nehemia, geliefdes, en die klagtes aangehoor, met geduld en met liefde.
En hy gaan na die goewerneurs aan die stadspoorte en hy praat oor die lyding van sy volk. En hulle het na hom geluister en het hierdie skuld wat so swaar op hierdie Israeliete gelê het, is afgeskryf. Die feit dat Nehemia vir hulle aan die pryse getree het. Maar weet jy geliefdes, hierdie mense wat ons van praat, is gebore uit die geslagte van Abraham. Maar ons vandag geliefdes, is gebore uit Jesus Christus, die Seun van die Allerhoogste God. Dit is hy wat gesê het, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Kyk, ek het die mag van die dood en van die doderyk. Dit is hy van wie daar gepraat word wat sê, en elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat hy die Christus is. Dit is hy wat jou oproep, geliefdes, om in die dieptes in te beweeg, sodat God sy volk na hoër hoogtes toe kan bring, kan lei, geliefdes. Want uit hierdie kerk, wat ons noem die huis van deurbraak, geliefdes, wil God, onthou Nehemia was 'n goewerneur. En as ek reg nagegaan het, is 'n goewerneur, as 'n staatsamptenaar, dis 'n president. Uit hierdie geslag, uit hierdie gemeente, uit die huis van deurbraak, wil God oprig manne en vroue wat regeer aan sy land Suid-Afrika. Dit is wat God wil doen. Dit is God se plan vir u en vir my. Dit is God se plan. Maar om hierdie plan te volvoer, moet ek en jy, jong man en jong dogter, ons moet op ons staanplek kom. In die hemelse lewe was daar nie tyd om aan die wêreld gelykvormig te word nie. Nehemia het die Here gekies en het die Here gedien. Die vraag kom vandag na jou en my, wat kies jy? Vir wie kies jy vandag? Maar geliefdes, ek wil ook praat oor die disipel van Jesus, Johannes. En ons leer in die skrif dat hierdie disipels, geliefdes, het met sy hoof op Jesus se bors gelê. En hier op die eiland Patmos, omdat hy met sy kop op God se bors gelê het, skryf hy die boek Openbaring, die grootste werk in die geskiedenis van sy disipelskap. En hierdie woord is vandag nog vir u en vir my beskikbaar. As u weet hoe om met u kop op God se bors te lê, dan sal hy aan u openbaar ondeurgrondelike dinge wat u nie geweet het nie. Sal hy die vyand aan die kaak stel en hy, geliefdes, sal toesien dat u die hoër hoogtes en die dieper dieptes bereik. Dan is daar Jesus, ons saligmaker en ons verlosser. Daar is 'n lied wat sê, waar is daar 'n smart, soos my smart? Want wanneer ons kyk na die geskiedenis van ons Here Jesus, geliefdes, dan sien ons dat hy reeds in die skoot van sy moeder het hy verwerping ervaar. Ons sien, geliefdes, dat die kerk wat hom moes ontvang, het hom nie ontvang nie. En hulle het van hom gevra, wie dink jy is jy? Terwyl God hom gestuur het, in hulle se oë het hy gesondig, net omdat hy gesê het, hy is die seun van God. En sien, geliefdes, die pad wat die Here vir u en my wil opneem, is nie met rose besaai nie. Hierdie pad, geliefdes, is met distels en dorings besaai. En dit is nie altyd maklik om hierdie pad te stap nie. Maar dank die Here, daar is 'n koning wat wie reeds die weg vir u en vir my voorberei het. Daar is nie 'n uitnemender weg nie, geliefdes. Hy is die weg, hy is die waarheid
En hy is die lewe. En geliefdes, vandag wil hy vir u oproep. En vir my om soos in hiermee te staan. In verhouding met hom te staan. Vandag wil hy vir julle sê, pastoor, mag u net, kan ek vir u vra om net vir 'n oomblik te staan? Vir juffrou ook asseblief. Vandag wil hy vir die huis van deurbraak sê, hier staan julle Nehemia. Ek het hom geheilig, ek het hom afgesonder vir my dienswerk. En julle moet saam met hom bou, maar dan moet julle op julle staanplekke wees. Saam met sy vrou, wat geheilig is deur hom. Die dienskrag van God. Pastoor, my gebed is dat die Here, sy woord wat hy aan my geopenbaar het, dat u is 'n Nehemia van ouds, mag hy in die harte van die huis van Parys werk, om dit te besef, en om u te ondersteun, aan die dienswerk waartoe God u geroep het, geliefdes. U mag maar sit, pastoor, die Here seën u. Vandag, geliefdes, wil ek vir u net voorhou, voor ek afsluit. Vir Filippense 2 vers 13. Die apostel Paulus sê, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk. En wanneer u ondervind dat u onwillig is om in die huis van die Here van nut te wees of te werk, dan moet u weet, dit is nie die gees, God se gees se leiding nie. U moet weet, dit is die vyand se strategie om u van koers af te bring, sodat u nie dit wat die Here vir u in gedagte het, mag ontvang nie. Die Here seën sy woord in elkeen van ons harte. En die volk van die Here sê, amen. Halleluja. 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 Mighty God, wonderful Lord Jesus. I need Jesus, you. Jesus. You. Oh my God. Without you. Oh wonderful Lord I Jesus. want my